Welkom by die week se AMT Wildoorsig. Ek en Franco gesels oor die Amerikaners wat dan nou ook ons wildteel, die impak van die optogte op die wildsbedryf en ook vraag wat hierdie jaar dan beter as laas jaar lyk. Ek kyk ook dan na die nuutste familiegroeppryse van die afgelope week soos ouer gewoonte, als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ons sien dat vlaktewild gemiddeld weer met 3% gedaal het laasweek, intermediêre wild so 1% gedaal het, hoërwaarde wild dan so 0,6% laer, terwyl kleurvariante se gemiddelde prys 0,5% laer verhandel het. Ons kyk weer na die gemiddelde pryse van 'n teel of familiegroep wat dan 'n ram of 'n bul insluit as ook 'n paar vroulike diere en jonger diere ook. Baie interessant, ons het dan die afgelope week vir die eerste keer die 2025 omset op die veilinge verbygesteek, wat vir ons aandui dat vraag baie gesond is in die wildbedryf tans. Vir familiegroepe onder die vlaktewild het springbokke dan ingekom op R5.315 per dier, wat dan nog 'n 18% daling is week op week. Rooibokke staan op R2.913, terwyl blesbokke op R3.425 per dier gemiddeld verhandel. Gensbokke daal met 8% na R16.893, met blouwillebeeste 1% laer op R6.328. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan met 9% gedaal na R16.830, terwyl kudu's 3% styg na R12.602 gemiddeld. Njalas daal 2% na R9.602, rooi hartebeeste daal 16% na R10.502 en lechoes onveranderd op R8.216. Vir familiegroepe onder hoërwaarde wild het Livingston elande dan gebly op R24.786, Buster Gemsbokke steeds op R27.500, Buffels bly sywaarts op R25.714, met swart-wit pense 32% hoër op R22.500 per dier gemiddeld. Teelgroepe onder kleurvariante het dan as volg verhandel. Wit blesbokke op R4.375, swart rooibokke steeds so 2% op na R15.984, met wit flank rooibokke steeds op R16.556. Koper springbokke bly op R3.983, swart springbokke styg met 12% na R3.075, met wit springbokke steeds op R8.585. Gouwillebeeste is onveranderd op R9.352, met koningswillebeeste ook onveranderd op R104.445 per dier gemiddeld. Soos beloof gesels ons weer saam met Franco, ons kyk bietjie na plaaslike pryse, ons kyk bietjie na die impak van die optog en ook wat in Amerika nou aangaan met hulle teelprogramme, so welkom ons Franco. Baie dankie, welkom terug. Ja, nee, het was lekker geweest en dankie vir jou dat jy ingestaan het laasweek. Dit was baie suksesvolle, dink ek, onderhoud ook geweest en baie insiggewend ook geweest. Nee, dankie, dit was 'n plesier. Baie stresvol, maar dankie. Hoorie Franco, ek het gesien, nou ons het nou 'n bietjie die pryse nou net deurgegee vir die ouens. Pryse is wel 'n bietjie af. Hoekom dink jy? Maar ons het nou baie interessant genoeg het ons nou verby laas jaar se amptelike syfers tot op datum 2025 die omset op die veilinge beweeg. So dit sê vir my ons het so 'n bietjie beter vraag na veilingspryse op veilingsdiere op die oomblik. Ja, ek dink daar was baie kwaliteit die veilings gewees waar hoë pryse behaal is. Ek dink dit het baie gehelp met die definitief die opgaan van die pryse en die verhandelings uit die hand uit is baie sterk ook. Daar's min kans wat ons kry om goed regtig aan te bied op 'n veiling, want die goed verkoop voor jy dit regtig kan aanbied op 'n veiling. Ja, en dis nou op baie uit die hand goed wys dan nie natuurlik in ons statistiek nie, want ons het nie toegang na daai. Ja, dit wys net jy sê hoekom daai veilings goed so in aanvraag is, want daar kom nie goed op veiling nie. So die ou verkoop amper aan sy maats of sy kontakbasis. Hy verkoop daai diere voor dit regtig op 'n platform kan kom waar dit verkoop kan word. So. Hoekom dink jy is vraag nou so goed hierdie jaar in vergelyking? Laas jaar sin was ook goed, maar hoekom dink jy is dit nou 'n bietjie beter hierdie jaar? Ek dink regtig wat begin van die jare wat ons hieroor praat, dink ek dit gaan oor die kleurvariasies se teeling. So ouens het baie diere gaan inkoop teen goeie pryse. Ek praat nou maar van gewone diere en die kleurvariasies om hulle te teel. So ek dink daar was 'n groot toename begin van die jaar en dit klem weer om daarin in te kom. Ja. Okay, so dit het dan nou so 'n bietjie die markte het dan so 'n bietjie opstoot gegee. Die groot nuus van die afgelope week is natuurlik die optogte gewees. Ons sien baie onsekerheid aan al die markte. Die Varsbroekmarkte byvoorbeeld is heeltemal toe op Dinsdag gewees. Of daar het niemand opgedag daar nie. Het dit 'n impak op die wildsbedryf ook? Kom ek stel dit so, ek sal nie vanoggend hier gesit het as die
kan ek sê die stakings wat ook al nie, die optogte nie daar was nie, want die mense is maar bang. In die wildbedryf sit jy met baie mense, kan ek sê, van die buiteland af wat in hierdie industrie werk. Dis maklik om in te kom. Die ouens is bereid om te werk. Ons het plaaslike mark is En is nader aan die noordelike grense meeste van die areas as mense nou so. en ek dink is makliker vir die ouens om daar met werk te kry en aan te gaan. Ek dink dit is en hulle werk lang ure. En hulle doen goeie werk. Baie goed. Ek sê jou, as ons vergelyk wat se werk hulle doen teenoor, kan ek sê, die ouens wat nou van res van Afrika af. Ons mense kan nie daai werk doen nie. Daar's 'n paar wat lief is daarvoor soos ek en jy ook maar lief is vir wild of vir wat ook al wat dit wil doen, maar die gewone Suid-Afrikaner hou nie van daai tipe werk. So ek sê dis dalk lang ure, maar jy werk 2 ure en jy sit 4 ure en jy verstaan, so die tye is verskillend. Maar jy bring regtig hulle kant en ek dink die mense moet daarna kyk. En dan het ek gesien wat ek net wil noem ook, daar's baie ouens wat nou teen opgetree word, wat boetes skryf van die departement landbou af of arbeidsake eintlik. Maar my probleem is daai mense werk al jare op daai plase. Die almal het geweet van hulle. Nou ewe skielik dat daar klem is, nou word hierdie boere of wat besigheidsouens kan ek sê getarget vir dit. En dit is nie van reg nie. Almal het geweet die mense is daar. Nou wil hulle van iemand 'n voorbeeld vermoë gewees om die grense te bestuur, die onvermoë van die polisie om hierdie situasie te beheer, al daai tipe goed so. Ja. So, nou word hierdie ouens nou die sonnebok, kan ek maar sê, ons praat altyd oor bokke. Maar hierdie word nou die sonnebok en dis nie van reg nie. Ek dink die ouens moet regtig as hulle daai boetes kry met 'n ordentlike regsverteenwoordiger of 'n prokureur of advokaat gaan praat. Ek dink die staat weet van dit. Fikile Mabulu het nou daar gesê ook van toe hy minister van polisie was, hoe onveilig was Hielbra. Dis hoeveel jare terug. Daar het intussen niks gebeur nie. Nou daar protesaksie ontstaan basies deur hierdie March for March en nou word daar eweskielik klem gelê word. En ek dink dit nou moet iemand 'n sonnebok word, maar die regering is die sonnebok, maar nou probeer hulle dit afskuif na ander toe. So ek dink ja, definitief dis 'n probleem. My gevoel is amper ek sal nou met Roland ook hierdie week praat, bietjie by hom ook net sy opinie kry, maar ek voel hierdie is alles in aanloop na die munisipale verkiesing toe. Daar's nou sekere rolspelers wat hierdie tipe goed geïnisieer het en alles so. Ek hoop die bodem van die ding val uit, want en dis nie so groot impak as wat hulle nou gesê dit gaan wees nie. So ons sal nou kyk wel hoe hierdie week uitspeel, maar ons hoop regtig dit is, want daar's regtig ouens wat jy hoor wat wettig is en wat dit kan doen, maar dit moet op die regte manier bestuur word. Ek dink as iemand onwettig is, dan moet hy nie hier wees nie, maar as jy dit op die regte manier bestuur, moet nie uitjaag en soos honde hier wegjaag en goed nie. Ek dink daar's 'n plek natuurlik vir mense wat daai tipe werk wil doen. As jy gesien het hoe die res van Afrika reageer nou op hierdie ding om Suid-Afrikaanse maatskappye half ook in die pad te steek en al daai tipe goeder. Dit raak bekommerwaardig as jy kan sien wat se hulle altyd gepraat van 'n eenheid in Afrika. Nou sit daarmee heen. Want hierdie ons het heeltemal te boord gegaan. Ek dink as die ekonomiese impak van net van vandag, ouens wat nie by die werk opdaag nie, wat nie kan kom werk nie of wat bang is. Kom ons vat net tussen ons en jy probeer 'n lewe maak. Jy het 'n familie om te sorg. So nou word jy half nie die geleentheid gegee nie. Ek sê as jy onwettig is, maak 'n plan, help hierdie ouens. Want hoeveel van hulle is nie al getroud met Suid-Afrikaanse mans en vrouens nie, verstaan? So hulle is eintlik wettig. Die onvermoë van die staat om die goed te beheer. Ek dink dis 'n verval, dis die laaste 30 jaar se verval vir enige manier of enige vermoë van hulle om enige impak te hê in hoe hulle die goed bestuur, die grens bestuur, die polisie bestuur, die weermag, al daai tipe goed. Ek dink hier is maar net 'n resultaat daarvan en nou wil hulle iewes skielik dit nou alles regstel in een optog. So ek dink dis die bedwaar wat hulle gemaak het. Nee, ek dink hulle skuif die verantwoordelikheid weg en dit is vir my die verkeerde ding. Ja. En ek dink wat ons gaan nou oor iets anders ter gesels wat lekkerder is, maar 'n program wat ons moet wy aan en ek dink ons moet 'n kenner kry om dit te gesels. Ek het vanoggend met 'n prof van die PUK ook gepraat daaroor. Toe sê ek soek 'n doktorsgraad wat iemand kan bewys of kan navorsing doen oor die impak van die grond wat in die staat verkoop word, wat geen verdere produksieware lewer nie. Ja. Ons vang nou weer wild uit by plase wat aan die staat verkoop is. Dit is skrikwekkend om te sien wat reeds oorgedra is. Eerste plek is al die geboue gestroop. Die wild wat daar oor was, is weg. Dis strikke gevang, dis weg. Daar is nie meer nie. Die pompe is weg. Ek sien nie dis hoor my, ek klink negatief daaroor, maar dit is 'n produksieeenheid wat inkomste en werk gegee het in Suid-Afrika. Mense Dis weg. Dis weg. En ek dink die staat
met hulle onvermoë sal dringend of privaat sektor. Ek weet nie, miskien sê maar daai goed word aan gemeenskappe gegee. En die gemeenskappe kom nie eers ooreen om daai ding te maak werk. So hy word vervalle. Dit word 'n jagplek en dit word 'n steelplek en daar word geen ekonomiese enige aktiwiteite gedoen nie so. Ja, dit word 'n poverty trap. Ons het al gesien as hulle dit aan so 'n gemeenskapsiening deel gee en daar's kom ons sê 100 mense wat dan nou aandele in die ding het. Jy kan nie 'n lewe daaruit maak nie. Jy kan nie 1/100ste van 'n plaas uit 'n lewe maak nie, maar jy kan ook nie daar weggaan nie. So jy kan anders verloor jy aandeel. So jy het 'n poverty trap. So jy sit nou daar, niemand maak geld of niemand lewe uit dit nie, maar en dan teer jy net maar op die grond en oorbeweiding en al daai tipe goed wat plaas van die stroop die huise al daai goed. So dis regtig 'n groot bekommernis wat die laaste 20-30 jaar al eintlik in die landbou groot impak het. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor iets anders. Nie te veel kla oor hierdie tipe goed nie. Amerika se teelprogramme. Ek weet jy het nou baie interessante gesprekke gehad. Hulle diere, ek kan myself nie indink om 'n pragtige kudu bil in Texas te sien rondloop nie. Dis dan maar Afrika dier daai. Maar jy weet of jy het gesê hulle is besig met teelprogramme daar. Dis baie groter, as ek gesê het. Ek het nou 'n bietjie baie navorsing in die laaste ruk. Daar's verskeie mense wat dit doen. En toevallig het ek laasweek met iemand gepraat wat dit doen in Amerika. Is dit Suid-Afrikaners of Amerikaners? Amerikaners. Wow. Al wat kom ek sê gou, ek het met die ou gaan praat en ek het 'n paar vragies gevra, toe sien ek presies waantoe is die ouens op pad. Hulle doen wat ons ouens gedoen het aan die begin, toe die wildpryse so hoog was. Kry hulle mense se geld in. Ek sê Johnny, ek het 'n plaas, ek het 'n kamp. Kom ons koop swart rooibok, gaan ons in 'n 50-50 verhouding in. En aandele in die dier. Ja, daai tipe daai ding, van die plaas in die eenheid. En dit het geval as gevolg van ons pryse wat geval het. Toe baie mense het baie goed verloor, baie geld is verloor. Dis wat die wild sy, kan ek sê, slegte naam gekry het as 'n piramideskema en ek weet nie wat alles nie. En ek het met jou gaan praat bietjie en ek verstaan nou die konsep en ek gehoor. Toe sê jy wat dit begin het in Amerika. Het Suid-Afrika toe gekom, gekyk hoe het ons dit gedoen en hulle daar gaan doen. Daar's 'n paar faktore. Die eerste is hulle kry 37% of 33%, kon sê op. Dadelik as ek die geld investeer, kan ek dit afskryf van belasting af. Okay. So hy betaal sê $250,000 en hy op die einde sit 175,000 of 180,000. My sommetjies is nou nie so goed nie, maar dadelik daai gedeelte, die res is aftrekbaar van belasting dadelik. By ons is dit dalk oor 3 jaar as jy kapitale goedkoop, daar se tel daai ook. So dit is interessant om daai konsep te kry. En wat hulle toe gaan doen het is, daar's baie wat privaat gaan diere koop het en dan begin boer het en dan het hulle ook die syndikaatstelsel ontwikkel waar ouens kampe het en jy koop binne in 'n kamp 'n aandeel. Daar's byvoorbeeld kudu's in 'n rooibok. Syndikaat klink baie rof. Dis wat dit is. Op my gevoel is dit wat dit is. So jy kry die res van jou lewe op daai kamp, kry jy 'n belang of 'n aandeel, wat ook al dit wil noem. Maar daai diere word gevoer in daai kampe. Hulle word onderhou, maar presies soos ons in die begin gedoen het. So alle kostes word afgetrek. Klein teelkampies, Ja, en aan die einde van die seisoene wat ook al sal verkoop, kan hulle koop dit terug teen 70% of jy kan dit privaat verkoop. So al die kostes word afgetrek en dan kry jy 'n waarde vir jou. So dit is nie net jy maak geld uit die storie uit. So dit was die interessantheid van daarvan en ek seker vir almal in die wildsbedryf gaan dit nou baie bekend klink wat nou betrokke was daar. Ja, en baie trane terugbring in memories. Maar ek dink wat gebeur daar? Hulle mark lê nog in hulle vroulike diere. Nog nie in hulle manlike diere nie. Nog nie in hulle jagmark nie. Nee, dis te duur nog om te jag. So hulle, as daar vroulike diere op aanbieding kom, hulle het elke dag veilinge. Ook seker sê basies platform veilinge of waar hulle dit aanbied, verskillende ouens. Kyk of jy toegang na daai pryse kan kry. Ek dan dis wildlife, daar's 'n klomp goed, wat jy sê, wat jy dit gaan sien wat dit gaan. So dan koop hulle daai vroulike diere en die ouens steel maar weer met hulle op hulle eie. Maar wat gebeur het ook, hulle is nou op pad na 'n 50 duim seibilbult. Maar hulle oorspronklike kudde het omtrent uit 12 diere begin wat in wild in die zoos was, dieretuine, ekskuus. So hulle hele genetika is beperk tot daai diere. Hulle kan nie nuwe genetika aanbring as gevolg van back and claw nie. Hulle kan seker maar wettiglik mag hulle nie nuwe diere in Amerika aanbring nie. So op 'n einde van die dag dink ek gaan hulle self
enige ou wat genetika ken, weet jy gaan nie regtig iets wonderliks kan verder teel nie. As jy begin vasteel, dan raak dit 'n probleem. So hulle deel nou wild, hierdie gaan soontoe, daai gaan soontoe en daar was dalk nog 'n bil of iets wat hulle nie van geweet het nie, maar hulle monitor dit redelik sterk. Wat goed is, maar ek dink hulle is op pad na iets toe. Want onthou enigiets wat gebore word 50% manlik, 50% is vroulik. Maar op hierdie stadium is dit nog te duur om die manlike diere te jag teenoor Suid-Afrika of die res van Afrika. Het hulle, want my gevoel is ons goed, daai kleurvariante se pryse het baie afgekom omdat ons nie noodwendig die vraag in die jagmark in die voorkant vir dit gehad het nie. Ons het nou. Ek dink die ouens daar is nou 'n bietjie beter vraag na kleurvariante vir die jag en alles. Ek dink dit oor tyd het dit gekom. Maar het hulle daai vraag daar om, kom sê hulle teel nou en hulle kry die kuddes nou groter aan is, om daai diere voorweg te vat, laat hierdie pryse nie so afkom soos dit doen nie. Ek dink binne die volgende paar jaar sien ek dat hulle probleem gaan hê. Daar gaan nog steeds ou wees wat dit daar wil jag. Ja. So ek dink die produksievermoë is nie so groot soos hier nie. Alhoewel daar heelwat diere is, word dit meer en meer en meer. Maar jy kan nie gaan embryos maak van wild nie. Daai werk nog iets wat nie die beeste kan maak. Wow. So daai, hy gaan 'n natuurlike vloei hê, maar as ek sê in jou kampstelsel het jy beter aanteel, waar jy op, kan ek sê 15 tot 20% het, die so ekstensief, en 'n kampstelsel werk jy van 80% af op. So, maar die kostestruktuur dink ek van die hele ding raak baie hoog aan hulle kant. So dis vir 'n bietjie van 'n probleem, maar dat hulle nou gaan brand by die volgende ruk is nie so erg nie, maar vir hulle is dit 'n Amerikaanse ding, hulle wil nou 'n klomp geld indruk en die ding laat groei en dis maar 'n besigheid vir hulle ook. So ek dink op die eind van die dag die belegger is maar weer een wat van seer kry. Want dit hang van die jockey af. As die jockey onttrek, wat gebeur met daai diere? Maar is daar's ook tog 'n rede, want ons in Suid-Afrika het goedkoop arbeid en jy kort goedkoop arbeid om die diere te vang. En ek dink nou aan chopperkoste of helikopterkoste hier in vergelyking met daar. Dis 'n heeltemal 'n ander as net om beeste boer. Dis heeltemal 'n ander struktuur om daai diere te bestuur en te hanteer. En ek wonder of daai van 'n ekonomiese punt kan kompeteer met hoe ons dit dan hier doen. As jy gaan kyk na die pryse, dis belaglik. Onthou, hulle betaal vir 'n zebra $9,000. Ja. Verstaan? So blou beeste ook daar rond vir klein vroulike diertjies, verstaan? Of as jy ook so 'n bietjie raai goed gee, gaan kyk. R180,000 man of so. Ja. Hy sommetjies ook nie so lekker volgaan nie. So, maar dis wat ek sê, dit is die waarde dink ek is nog daarom rede dit 'n nuwe mark is vir hulle. Ja. Hoe die ding ontstaan het ook met die ou van my verduidelik, dit kom uit hulle oliebedryf uit. Waar hulle die ouens geleentheid gegee het om te belê in 'n ou sin en kan hy belasting afskryf. So die ouens kan nog steeds in die wild belê en hy skryf 'n klomp geld af. So dit is eintlik van hulle olie ding af, kan ek sê konsep afgekom wat hulle nou hierdie is. So dis regtig interessant om na te kyk. Hoe hulle dit teel, sal ons graag wil gaan kyk hoe hulle dit doen. Maar hulle doen ook met helikopters. Hulle doen ook met boumas, hulle doen ook netgun, hulle doen al daai tipe goed ook. Maar soos hy ook sê, hulle het kan ek sê hoe hulle die diere skei voorwaardes en allerlei sulke goeder. So en hulle is op 'n perk in areas wat dit in Amerika kan doen. Ja. In koue gedeeltes doen die wild nie goed nie. Maar hulle sit met klomp verskillende spesies in Amerika. Wat hulle eksotiese kan ek sê maar diere wat hulle meer kan aangaan eerder as wat ons hier met baie kan aangaan. Franco, dink jy nie ek en jy moet bietjie Amerika toe gaan, daarna hulle skoue toe gaan, bietjie gaan kyk hoe teel hulle met die diere daar. Dink jy nie dit sal nogal insiggewend wees nie? Ek het jou gesê ons is besig met iets. Ons soek net borge. Ja. Maar ja, as ek jou sê, ek dink regtig ons is in ons beplanning, ons het reeds uitgereik na die verskillende organisasies toe. So ek glo dit gaan afkom. Ja. Maar baie dankie Franco, baie insiggewend soos gewoonlik weer om te gesels. Ons moet daai ding in Amerika dophou en kom ons kyk hoe speel hierdie optogte uit, maar baie dankie vir jou insigte en jou kennis wat jy met ons gedeel het vandag. 'n Bietjie kennis, dankie. Dankie. Baie dankie dat jy hierdie week ingeskakel het. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.